Goeiemôre, baie welkom. Ek aanvaar as vakansie. Want hierdie mense wat altyd hier sit, is nie hier nie. Maar dankie vir jou wat gekom het. Julle, dis met groot dankbaarheid wat ons as gemeente vanoggend hier saam is. Die Here was en is vir ons goed. En ek glo baie van julle het dankie gesê in hierdie week dat hy ons gemeente se herder beskerm en bewaar het toe hy in 'n ongeluk was. En so kom ek sê dan maar sommer dadelik vir jou, Clarence se aande en sy nagte is nie so gemaklik nie. Daai been is swaar en seer en dit raak ongemaklik om heeltyd so op dieselfde manier te lê. En daarom vra ons, bid vir hom, dat die Here vir hom dit sal gemaklik maak, dat hy sal kan slaap en dat hy ordentlik sal kan rus. Hy is ongelooflik dankbaar vir elkeen wat bid en elkeen wat bel en vra, wat kan ons doen? Hoe gaan dit? Julle, dis ongelooflik om te sien hoe 'n liggaam werklik funksioneer. Hoe die liggaam uitreik na mekaar, omgee. En ek wil vir julle namens Clarence vanoggend sê baie dankie daarvoor. Dankie dat julle uit julle harte uit, julle tyd en julle effort en julle gebed, kan ek maar sê aan hom afstaan. Die Clarence humor is nog steeds daar. Hy sê vir my gister, jy weet, toe ek vlieg, toe weet ek, my motorfietsry daar is nou verby. Terwyl ek vlieg. So dis lekker om te hoor dat dit dieselfde Clary is. En ek wil vir julle, ek kan nie vir julle genoeg dankie sê nie. Dankie dat julle ook sy privaatheid respekteer. Julle ken vir Clarence. Hy hou daarvan as jy vir hom kom kuier. Hy wil hê julle moet vir hom gaan kuier. En die mense daar van die ICU gaan julle nou eers nog keer, want hy moet rus kry, hy moet sy bloedtelling opkry, daai been bloei maar, en daarom is dit nodig vir hom om op hierdie stadium rustig te wees en te herstel. Ons hoop hierdie week gaan hy oorgeplaas word na gewone saal toe, en dan gaan hy hospitaalpersoneel al hulle daai, om julle daar uit te hou, ek weet. Maar baie dankie vir julle gebede, baie dankie. Clarence mis julle en hy verlang na julle. Julle gaan hoor, vandag gaan ons op 'n stadium 'n lied sing, en ons gaan sing, ek het dit nou hier neergeskryf, het ek nie vergeet nie. Our hearts will cry, these bones will sing, great are you Lord. En ek kan nie help om te dink in my gedagtes, 'n gebreekte femur te sien, wat ook sing, great are you Lord. En dis waar Clary is. Iemand bid net met daar aan Nel, en sy sê, Here, dankie dat U die afgelope jaar, afgelope tyd, met al sy boodskappe, vir Clarence voorberei het vir dit wat gebeur het, donderdagoggend. En dis heerlik om te sien hoe positief hy is, hoe hy reeds soekend is na wat die Here vir hom wil sê, ook met hierdie hele ding wat gebeur het. So baie dankie vir julle ondersteuning. So 'n paar afkondigings. Volgende week is dit ons koskas of nagmaal Sondag, so dis weer jou geleentheid om 'n vrywillige bydrae te lewer tot ons koskas. Maak asseblief gebruik daarvan. Julle weet nou hoe werk dit. Ons gaan die houer daar voorsit, en as jy wil kontant bydrae lewer, is jy ook welkom. Andersins nie bederfbare kos, skoonmaakmiddels, al die tipe van dinge. En die koskas is altyd so dankbaar. Ons het dink laas Vrydag weer pakkies uitgedeel, en hulle sê vir my, dit gaan goed by die koskas. Dankie vir julle ondersteuning wat dit betref. Dan herinner ek maar, ons 8 uur dienste en Connect en meeste van ons aktiwiteite hervat weer vanaf die 4de Mei. So daar's geen 8 uur dienste van nou af tot en met die 4de Mei nie. Ek herinner julle aan die Passion Walk, die 18de April, dis Goeie Vrydag. Ons gaan daardie oggend van 9 uur af tot 10 uur 'n diens hê hier in die kerk, en dan van 10 uur af gaan ons as gemeente, die wat wil, saam na die moedergemeente toe stap. Julle onthou hoe dit gewerk verlede jaar. Ons sal vir julle meer inligting ook gee, maar daar by die moedergemeente gaan daar 'n kort gesamentlike diens wees, waar die dorpse gemeente saamkom en in eenheid saam die Here loof en prys vir wat hy vir ons gedoen het. Dan die 9de Mei se golfdag is steeds aan. Clarence soek na iemand wat in sy plek kan speel, maar hy sal dit self reël, sê hy. Onthou, jy kan vetkoek braaibroodjies bestel. By Sanmarie, sy gaan die bestelvorm opsit, en dan kan jy hulle bestel. Dis R30, en as jy wil curry en rys bestel vir die middag, dis R40. Die 5de Mei is dit ons Bybelskool, ons tweede een vir die jaar, en
Die titel is Ware Spiritualiteit. Dis 'n 6 weke kursus. Moenie dit mis nie. Dis prakties. Dit gaan jou lewe verander. Ek wil jou regtig aanmoedig, maandeaande 6 tot 7. Sorg dat jy vir daai 6 weke tot in Junie dit kan bywoon asseblief. Nadat die Here Dawid van al sy vyande en van Saul verlos het, sing hy hierdie lied tot eer van die Here. En dit voel vir my so, dis 'n lied wat Clarence ook met sy getuienis sing. En vanoggend het ons getuienisdiens en ek gaan net nou meer daaroor sê. Maar hoor net hierdie woorde. Die Here is my rots, my vesting en my redder. My God is my rots, by wie ek skuil. Hy is my skild, die krag van my redding, my vesting, my toevlug, my verlosser, wat my red van geweld. Ek sal roep tot die Here, hy wat lofwaardig is, want hy red my van my vyande. As jy dit wil gaan lees, is 2 Samuel 22, vers 2 tot 4. Dankie Here, dat ons vanoggend met vrymoedigheid, met oorgawe kan verklaar. U is goed, U is altyd goed. Omstandighede bepaal nie wie U is nie. En Here, U is daar, ook wanneer mense seer kry. Dankie vir U beskerming, dankie vir U getrouheid, vir U liefde, vir U nabyheid. Vanoggend wil ons U net loof, prys en U naam groot maak, Here. U is 'n werklikheid. U werk, U regeer, U is in beheer. Amen. Majesteit ons
Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U, Here. Nie meer twyfel nie, nie meer terugkom nie. Majesteit ons voor U, ons Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, is my kroon en is my rede, die Here op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal oor my voorsien, soos die pas op sy kundes, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here.
met sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, door die son opkom, alles wat daar se met sing, en loof die Heer, en loof die Heer, en loof die Heer. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth
in our lives. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. We give you all the praise. You are good. We magnify Jesus. Great are you, Lord. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see myself upon that cross. I'll never know how much it costs to see myself upon that cross. And I'll never know how much it costs to see myself upon that cross. And I'll never know how much it costs to see myself upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to
So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have, we say hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but there's nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is say hallelujah, hallelujah. No, it's not much, but there's nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Just the voices. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is say hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but there's nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Here, U is die rede waarom ons in die oggend vroeg kan begin sing, tot die aand laat kan aanhou sing. Want die goedheid is vas en oneindig. Dankie Here, dat ons in U teenwoordigheid kan wees vanoggend, dat ons U teenwoordigheid kan voel en beleef. Ons wil U naam groot maak, Here. U is getrou. U is goed. Dankie vir hierdie geleentheid, Here. Ek vra, Here, maak ons harte nou ontvanklik vir dit wat U vir ons gebring het vandag. Dankie vir hulle in wie se lewens U kragtig ingegryp en gewerk het. Seën nou vir Suzanne en vir Yuri, as hulle getuienis met ons deel. Here, ja, sodat ons opgebou kan word, maar bo alles, sodat U verheerlik kan word. In Jesus naam. Amen. En terwyl hulle afstap, net so ietsie met jou deel. Ek kry 'n boodskap hierdie week. Chris sê vir Clarence, Christina en wat is sy naam? Konrad. Bid elke aand vir hom. Nou Christina en Konrad is so hoog. Dis 2 kinders by die hoeksteentjies. Dis gemeenskap, hè? Dis Christen gemeenskap. Wat nou die kinders sê, ons bid vir ons pastoor. Ons dink aan hom, ons verlang na hom. Nou, 'n Christen getuienis, dis deel van Christen gemeenskap ook. Dis een van daai goed, dis verskriklik persoonlik. Die wetenskap kan nie noodwendig alles wat in 'n getuienis gedeel word, gaan bewys nie. Dis bo dit. Jy al daaraan gedink? Partykeer getuig mense oor goed wat met hulle gebeur het en wat die Here vir hulle gedoen het en slim wetenskaplikes sal sê nee, daai is buite die veld van wetenskap. Ons weet nie so mooi van hierdie nie. Die ding van 'n getuienis is die karakter van God word beskryf. Maak nie saak wie dit doen nie. Sy standvastige karakter kom uit in getuienisse. En dit maak dat ons besef, maar ons hoef nie alles wat ons hoor met wetenskap te bewys nie. Want God is groot. En sy karakter is bo dit. En ek wil hê jy moet dit vanoggend in gedagte hou. Wat is 'n getuienis? Getuienis
kom deel iets na 'n kragtige ontmoeting of 'n belewenis van of met God. God het kragtig ingegryp en die transformasie of die verandering wat plaasgevind het, was net so ingrypend, dat ons nie kan twyfel eers daaraan, dat dit God was wat gewerk het nie. Dink gou 'n bietjie daaraan. Dit is die krag van 'n getuienis. Daar is by ons geen twyfel nie. En daarom, wanneer iemand kom getuig, dan inspireer dit hulle wat daarna luister. Dit kom herinner ons, God is werklik, en hy werk, en wat hy doen, is ongeëwenaard. Niemand gee vir hom raad nie, niemand skryf vir hom voor nie, hy is bo alles en almal. So vanoggend, wanneer jy na 2 mense se getuienisse luister, hou dit in gedagte. En daarom, Susan, jy kan so lank vorentoe kom, ons gaan eers vir Susan kans gee, en sy gaan met julle gesels oor wat die Here gedoen het in haar lewe, en dan gaan ons ook vir Yuri kans gee, en ek wil vir julle vra, bid vir hulle terwyl hulle hier besig is, dat dit wat hulle sê absoluut van die Gees sal kom, en dat hulle onder leiding van die Gees nou met ons sal gesels. Baie dankie vir julle 2 wat bereid was om dit te doen, en ek glo die Here gaan vir julle kragtig gebruik. Baie dankie. Goed dan, so vir die mense wat my nie ken nie, my naam is Susan Kordier. Ek kom eintlik van Kestel af, ek het daar skool gegaan en ek is 'n plaasmeisie. My ouers het geboer hierso naby Bethlehem. My pappa's nou oorlede en dit was net ek en my mamma op die plaas. Ons was nooit bang gewees nie, want ons het altyd gesê, ons bid, Abba Vader, stuur 'n skaar van engele rondom ons, om ons op te pas op die plaas. En selfs al was daar tye gewees wat mens hoor van plaasaanvalle en net so 'n paar maande voor hierdie insident gebeur het, was daar 'n plaasaanval by my oom ook gewees, het ons nooit gedink, dit gaan met ons gebeur nie. Jy weet, mense dink altyd, jy weet, die Here beskerm jou, so dis 'n slegte goed gebeur met ander mense. En toe op die 9de Februarie 2023 het ons ergste vrees bewaarheid geword. So dit was 'n gewone donderdagoggend, soos enige ander oggend. Ons het niks vermoedend opgestaan en my ma het daartoe gery, sy het hare gaan doen en ek was, daai dag het ek van die huis af gewerk en ek was nog besig om klaar te maak en ek het 'n paar skrifte ook, wat ek net vir julle wil gee, terwyl ek skryf, terwyl ek praat. So die een skrif is Psalm 91:2 wat sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit en die skaduwee van die Almagtige. Die Here is my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. So, vertrou jy die Here, wanneer daar slegte goed in jou lewe gebeur. So, terwyl ek besig was in my kamer, het 4 gewapende, nie blanke mans ingestap. Ek was heeltemal stom geskrik, ek was op my foon besig om te praat met 'n vriendin, en hulle het nie eers maskers aangehad nie, en my bloed het ijskoud geword in my are. Ek het eerstens in ontkenning ingegaan en gesê, maar dit kan nie wees nie. Hoe kan hierdie vreemde mense net instap in my kamer? Is dit dalk, ek weet dit klink dalk belaglik, Eskom werkers, dit kan nie skelms wees nie, dis skelms kom nie aan, skelms kom nie helder oordag nie. Hoe kan dit moontlik wees? En ek bid dan elke dag dat die Here my beskerm. Hoe kan dit moontlik wees? En die voorste aanvaller het rustig ingestap. Hy het net sy vingers so voor sy lippe gesit. En ek het my telefoon laat val. Ek was ijskoud. Hulle sê in drama is daar basies veg, vlug of vries. En ek het gevries. Ek het ijskoud geraak. So in daardie tyd het hulle tot by my bed gestap en dis ook 'n dame se grootste vrees. Daai mans in jou slaapkamer, want
mense dink, okay, verkrachting en alles. So jy's letterlik uitgelewer, hulpeloos teen die aanvallers. So hulle het vir my dadelik, hulle was heeltemal in beheer gewees van die situasie en hulle het beheer geneem. So hulle het vir my gevra waar my ma is en ek het vir hulle gesê sy is in die dorp. So hulle was baie goed ingelig. Dit was, ons het na die tyd agtergekom, dit is 'n syndikaat gewees van Johannesburg. Hulle was professionele skelms. Dit is nie net mense wat op die ingewing van die oomblik daar ingestap het nie. Hulle het baie goed hulle huiswerk gedoen, hulle het navorsing gedoen. Hulle het my opgetrek, hulle het hulle hande op my gesit en hulle het my arms agter my rug gesit en met cable tie vasgemaak. En hulle het my so gestoot en gesê, walk. En ek het gestap en ek het nie geweet wat op my wag nie. Iets wat ek vir julle ook kan getuig in hierdie dramatiese tyd, was dit, God was daar by my en die vers wat ek hier wil sê is, Daniël 6:21 sê, was God, wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu's te red. So hier was ek, soos Daniël in die leeukuil, met soos 'n lam, met die leeu's om my, en ek kan vandag getuig, Abba was saam met my daar. Wanneer mense deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer jy deur 'n vuur gaan, is jy nie alleen nie. Jesus is Immanuel, hy is God by ons, en hy is saam met ons, en hy stap saam met ons, en wat die wonderlikste ding was, wat gebeur het, is, ek het op daai oomblik, het Abba vir my iets laat gesien in die gees. Nou, daar's 'n skrif wat sê in Efesiërs 6, die skrif sê, Efesiërs 6:12 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. En op daardie oomblik, toe sien ek, maar hierdie jong manne, hulle kan letterlik saam met ons in die kerk sit, Abba het hulle ook kunstig aan mekaar geweef in die moederskoot, en hierdie wat hulle nou doen, om skelms te wees, om mense aan te val op plase, dit is nie Abba se beste vir hulle nie, hy het planne vir hulle, wat heeltemal anders was, hy het planne dat hulle in geregtigheid en in sy liefde loop, en ek het net gevoel, maar dit kan nie gebeur nie, hoe kan dit moontlik wees, en ek voel ek was regtig net in 'n borrel van sy liefde, dat ek eintlik so kalm was, emosioneel, en nie hysteries of emosioneel geraak het nie. Maar ons het gestap, en hulle het vir my gevra, waar is die kluis? En ek was nog steeds stom geskrik, maar toe het ek vir hulle na die kluis toe gevat, en toe vra hulle vir my, waar is die sleutel? En ek het net vir hulle gesê, ek weet nie waar is die sleutel nie. En gelukkig het hulle my geglo en my nie gemartel vir inligting nie, wat ook Abba se genade was. En hulle het toe my geneem en hulle het my aangehou saam met ons, die dame wat in ons kombuis werk, Tabelle, en die tuinman Fani. So ons almal was vasgemaak met cable tie in ons eetkamer. En die baas het ons opgepas en hy was baie goed georganiseerd. Hy het al die mense laat gaan na die ander vertrekke toe om die ander vertrekke te deursoek. En ons het net hulpeloos gewag op ons lot. Maar selfs in daai tyd is jy nie hulpeloos nie, want die Here is by jou. En ek het begin bid. En ek het gevoel hoe Abba net vir my sê, ek moet getuig. En ek het vir die baas gesê, you know what? You are precious to the Lord. Jesus loves you. En ek het nie op daai stadium gedink, hy gaan my skiet of maar toe, ek het net gevoel ek moet getuig. En hy het dit ook goed opgeneem, hy het ook gesê, hy weet, maar daar is nie werk in Suid-Afrika nie, so hy moet misdaad doen vir 'n lewe, maar dat hy nie 'n slegte persoon is nie, en dat hy ook nie mense seermaak nie. So, ek het toe stil gebly, en ek het gewag, en ek het net gehoor hoe hulle basies die huis omkeer, en hulle het elke kamer deursoek, en basies kaste uitgegooi, en hulle het ons so wat 2 ure lank aangehou, en in daardie tydperk, verskeidenheid kere na my toe gekom, en dan sal hulle ons ondervra, en vir ons vra, waar is die tweede kluis, ons het nie 'n tweede kluis nie, hulle sal vir ons vra, maar waar is die juwele en die goud, en hulle het al my ma en my ouma grootjie se juwele gesteel, my oorlede pa se wapens, maar op daardie stadium was daai goed wêreldsgoed, ek het net eintlik op die Here gefokus.
En ek het besef ek wil lewe, maar ek het ook besef dat hierdie ook eintlik 'n ewigheidsstryd was, dat die geveg is letterlik nie teen vlees en bloed nie, maar teen lig en duisternis, die bose magte. So, op 'n stadium het 3 van die manne na my toe gekom, hulle het my bene gegryp, baie hardhandig gegryp, en dit was so hardhandig gewees, na die tyd was daar vingerafdrukke, soos 4 van die vingers was soos op my bobeen, vir 'n week, wat dit soos blou was, maar ek kon letterlik die vingers sien, so hardhandig het hulle my gegryp, en ek het begin worstel, maar hulle was net van plan om my voete vas te maak, hulle het my nie verkrag nie, hulle het my voete vasgemaak, en hulle het vir my gesê, go to sleep, en ek het net stil geraak, en ek het aanhou bid, en ek het aanhou vertrou, en ek het geweet wat ook al gebeur, die Here sê in Romeine 8 vers 28, ek laat alles ten goeie meewerk, en ek het net op daai oomblik net berus, en hulle het, op 'n stadium was een van hulle wat na my toe gekom het, toe vra hy my Capitec kaart, toe sê hy vir my, what is the pin of this card? You better tell me, otherwise I will shoot you dead. En ek het vir my valse pin gegee, ek het nie gevrees dat hy my lewe gaan neem nie, ek was net eintlik emosioneel afgesny, en ek het net geweet, ek moet op die Here vertrou, ongeag wat die uitkoms was van daardie dag. Vandag wil ek ook vir jou sê, kosbare prins en prinses van Vader, whatever the enemy intended for evil, God will use for good. Dalk is jy nie nou vandag in 'n plaasaanval nie, maar daar's iets anders wat onverwags in jou lewe gebeur, wat 'n krisis is, 'n crisis of faith, en jy weet nie, Vader, hoe moet ek dit hanteer? Hoekom gebeur dit met my? Ek is dan u kind, maar hoekom nie? My boeties en sissies in Christus, die Here vrywaar ons nie teen storms, teen vure, omdat ons sy kinders is nie. Hy sê in die skrif, you will have trials and tribulations, but take joy, I have overcome the world. En dat ons in hierdie tye op hom moet fokus, en dat selfs in die storm, selfs in die vuur, daar is hy by ons. En so was dit ook vir ons gewees. Die skelms het baie haastig begin raak, en ek weet nie, hulle engel gesien wat het gebeur, maar hulle is met 'n geweldige spoed by ons deur uit. Hulle het my kar gesteel, hulle het daar weggejaag, en hulle het my kar gelos langs die pad. Waarom het hulle my kar gelos? Het hulle engele gesien? Hulle het 'n klomp goed ingepak, en in hulle haas om weg te kom, het hulle die goed gelos. Op ons stoep, waarom het hulle dit gelos? Wat het hulle bang gemaak? Hoekom het hulle geskrik? Net Vader sal daar antwoord weet. Ek het my hande losgewikkel, ek het nie geweet of dit veilig sal wees om uit te kom nie, en ek het na die kombuis toe gekruip, en ek het my voete losgesny met 'n skêr, en ek het toe nie 'n foon gehad om te bel nie, want hulle het my telefoon gesteel, en met Abba se genade het Tabelle haar foon nog by haar gehad. Sy het dit versteek, en ek het die Tabelle se foon geneem. Ek wou my ma bel, want iets wat ook 'n dreigement was, is die skelms het vir ons gesê, hulle gaan my ma voorlê by die pad, wanneer sy van die dorp afkom, en hulle gaan haar doodskiet. So ek was so bang gewees, dat my ma se lewe in gevaar is. So ek het haar in die hande probeer kry, maar ek kon haar nie in die hande kry nie. So, ek het toe my werk gebel, ek het op daardie stadium by prokureurs gewerk, dis die enigste nommer wat ek uit my kop uit geken het. Ek het net vir hulle gesê, hier's 'n plaasaanval, julle moet asseblief hulp ontbied, en toe het die foon dood gegaan, want Tabelle het nie meer airtime gehad nie. Maar ek was baie kalm gewees, en die polisie het gekom. Uit my ma se oogpunt, sy was op pad na haar huis, toe een van haar bure haar bel, en haar bure sê toe vir haar, jy okay? En sy sê, ja, hoekom sal sy nie okay wees? En hulle sê, maar weet jy, daar's 'n plaasaanval by jou huis.
Sy sê al die spoeg het in haar mond opgedroog. Sy het huis toe gejaag. En toe sy by die huis kom, toe was daar net polisie en bakkies en boere daar gewees. En sy het nie geweet wat op haar wag as sy in die huis gaan ingaan nie. Wat ek vir julle kan sê van die nagevolge van ons plaasaanval. Hulle het nie die skelms aangekeer nie. Die skelms is weg tot op hede, maar ek bid vir hulle en ek het al gedink as dit die feit dat ek kon getuig en die feit dat in daardie tyd hulle soos ook die Here se stem kon gehoor het en ek vir hulle kan bid, is dit nie die moeite werd gewees nie. Ek was na die tyd verskriklik aan skok gelei en aan soos posttraumatiese trauma. Ek was so getraumatiseerd na die plaasaanval dat elke donderdag sou ek net begin ruk en huil en in daai tyd, en dis ook waar ek hoop my getuienis jou sal inspireer, was ek ook skaam gewees en ek het gevoel, hoe kan ek deel wees van die liggaam van Christus in hierdie gebroke toestand? As ek so stikkend is en so huil, gaan mense nie sleg dink van my nie. En ek moet ook vir julle sê, dit is die duiwel se grootste leuen is, wanneer jy in pyn is om jou te isoleer, moenie geïsoleerd raak nie, raak deel van 'n pitstopgroep, raak deel van, gaan na Christene toe, of nou in Polly toe om vir jou te bid, maar moenie geïsoleerd raak nie, want jy het nou meer as ooit die liggaam van Christus nodig. Ek het hierdie skrif gekry in die tyd, wat Nehemia 8 vers 10 wat sê, the joy of the Lord is my strength, en dat selfs in tye wat dit swaar gaan, kan jy op die krag van die Here staat maak. Dat jou test kan regtig jou testimony wees, en daar is regtig purpose in pain. En Psalm 30 vers 11 wat sê, you turned my mourning into joyful dancing, you have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy. So vandag, liewe boeties en sissies in Christus, kan ek net getuig van die Here se goedheid en guns. Hy het ons gered. Ja, ons moes deur die plaasaanval gaan, maar hy het ons gered van die kake van die leeu's en die bekke van die leeu's was toegewees en ons kon getuig. En in daai tyd was Vader by ons. Na die gebeure was Vader by ons. Hy is nog elke dag by ons en ons kan hom net loof en prys. Dankie Jesus. Dankie Suzan. Wie kan so sterk wees soos jy? Ja. Dit is my voorreg om vanoggend hier te staan en te kom getuig oor die goedheid van die Here. En ek wil net vir julle sê dat enige iets wat ek gaan sê nie gaan oor enige prestasie van myself nie, maar absoluut oor die krag en die liefde van Jesus Christus. Ek het baie keer in my werksituasie met baie erge trauma gevalle te doen gehad, waar mense in ongelukke oorlede is, of waar 'n gesin in twee geskeur is. En het ek altyd gedink as ek so staan, 'n mens moet voorbereid wees as so iets jou tref. Maar die dag toe dit my tref, nie dood spesifiek nie, maar toe die noodlot my tref, was dit menslik dat ek nie heeltemal voorbereid was nie. Kleines het op 16 Maart verjaar, bedien uit Psalm 88, nou 2 weke terug. En was ek verbaas oor die feit dat sy getuienis so baie ooreenstem met dit wat ek op daai stadium toe al voorberei het om vanoggend te sê. Dawid was op hierdie stadium van sy lewe seker ook in 'n baie moeilike situasie toe hy hierdie Psalm geskryf het. En ek haal aan wat hy in vers 3 gesê het, laat my gebed nie te vergeefs wees nie, hoor my geroep, Here. Die swaar kry het vir my te veel geword, die gramskap het vir my te veel geword. 7 jaar gelede het daar 'n baie onaangename ding in ons familie plaasgevind, waarvoor ons nie voorbereid was nie. En het ons lewe tot stilstand geruk.
Dit was erge seer en erge hartseer op baie stadium en soos in die geval met Dawid het ek ook dan uitgeroep op baie stadium. Here, u gramskap het vir my nou te veel geword. Ek het gevoel of Vader nie meer daar is nie. Hoekom moet dit met my gebeur? Maar onwillekeurig het ons begin om ernstig na 'n oplossing vir die probleem te soek en uit onsself op eie stoom probeer om hierdie probleem te hanteer. Om elke keer na elke probeerslag te sien, maar ons kry niks reg nie. Ons bereik niks. Gedurende hierdie tyd het ons natuurlik gereeld ernstig tot Jesus wat in ons harte was en wie ons geken het, gebid en gesmeek vir sy ingrype, net om ook weer uit onsself daarna self te probeer beplan en te glo dat ons die probleem sal kan oplos. Die eie ek sal toesien. Die probleem het egter nie gestop nie, maar net groter en groter afmetings aangeneem. Nodeloos om te sê dat daar vrae ontstaan het en dat ek steeds nie kon verstaan dat my God vir wie ek lief is, sulke moeilike omstandighede kan toelaat nie. Dan weer daarna die berou oor my gedagtes te hê, wetende dat dit nie van God kom nie. Ook wel bekend met Job se omstandighede en 'n maalkolk van emosies. Ek het wel geweet dat swaar kry en moeilike tye nie van God kom nie, en het ook geweet dat Paulus in Filippense 1 gesê het, dat dit wat hom oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder, en dis hoekom ek volgende hier staan. Ons het ons onttrek van mense, jy weet daai, het julle gehoor, mense, het gemaak dat ek my onttrek van mense, en ek het vir my vrou gesê, mense kan lelike goed wees, ook tot my berou later, diep berou. Paulus sê, in Psalm 88 vers 9, U laat my bekendes ver van my afstaan, en maak hulle vir my iets afskuweliks. Dit was Paulus' ervaring. Want dit wat aan die gebeur was, het aan ons trots geruk. Jy sien, wat sal mense sê? Alhoewel ons nie aan enige iets skuldig was nie, het ons tog gevra, wat sal die mense van ons situasie sê? Daar was inteendeel reeds baie mense wat daarvan kennis gedra het. En het ek op 'n stadium aan 'n Mariet na my toe gekom en vir my gesê, hier's 'n vrou wat jy wil sien, wat met jou wil praat oor julle situasie, en het ek onmiddellik van gesê, ek wil nie mense sien nie. Maar ek het toe gegaan aan die einde van die dag, en ek glo dis die Here wat ons gestuur het soontoe. En hierdie vrou het my vertel van hoe sy vir 6 maande, sy het haar werk bedank, en hoe sy vir 6 maande saam met haar seun gestap het, elke dag, en hom gerehabiliteer het. En hoe hy 7 maande daarna dood verongeluk het. En ek het toe op baie stadium gedink, is my situasie dan nou op hierdie stadium so erg? En sy het vir my gesê, die Here weet van jou situasie, praat met mense, dis belangrik. En ek het met mense begin praat, en ekskuus, die oggend toe ek by Clarence instap, toe sê hy vir my, ou boet, ek wag vir jou, ek weet van jou situasie. Sê, Clarence, ek weet nie hoekom het dit my gebeur nie, sê hy, hoekom nie met jou nie? En hierdie is alles goed wat jou bou deur hierdie proses. Gedurende hierdie spesifieke tyd het ons op 'n dag die ervaring gehad dat die Gees met ons praat. En hierdie is die belangrikste deel van my getuienis. Dis waaroor ek jubel en juig vanoggend, oor die grootheid en die liefde van Jesus Christus. Ek het in die oggend my stilte tyd by die ou kerk nog gehou, en dit was baie lekker stil daar waar ek was. En vir 3 oggende agter mekaar het die Heilige Gees vir my gesê, julle probeer te hard. Gee dit vir my. Vir 3 oggende. En die middag toe ek by die huis kom, sê ek vir my vrou, weet jy, ek het hierdie ervaring gehad, en my vrou sê vir my, hoi,
Ek het nou vir 'n paar dae presies dieselfde stem gehoor. Ons is besig om in die pad van Jesus te staan. En daai aand het ons op ons knieë gegaan en totaal oorgegee aan die Here. En ek moes sterf vir myself en ek moes bereid wees om terug te staan en daarna nog steeds te oefen. Om te sê, Here, U is in beheer. Nou, julle sal nie glo nie, daar het soveel mense betrokke geraak en hulle sit vanoggend hier van hulle in die kerk, ek kan hulle uitwys my vinger, wat ons bygestaan het, wat ons gesin gesalf het, wat ons huis gesalf het, en van ons familielede gesalf het, wat groot impak op my gehad het. En 2 dae nadat ons oorgegee het aan die Here, het ons probleem totaal en geheel en al verander. En in die dae en maande wat daarna gevolg het, en jare wat daarna gevolg het, 7 jaar terug, het ons verbaas gestaan oor wat Jesus kan doen. Jy sien, ons was 'n struikelblok in die weg van Jesus. En moes eers self sterf en terugstaan, sodat hy sy volkome werk kon verrig. Toe ons harte ook teenoor mense begin oopmaak, en met mense begin praat, het baie dinge verander. Mense het betrokke geraak en ons het besef dat daar so baie mense is wat omgee. En opregte gelowiges is. Jesus het engele uit die hemel gestuur om ons onvoorwaardelik by te staan. En meer as die helfte van hierdie engele het uit hierdie gemeente gekom. En nou het ek besef wat die outeur van Hebreërs se boek sê, dis Paulus of iemand in sy kring. Hebreërs 10 vers 25, laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig en daarheen te gaan na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. En ek het besef dat as ons nie deel was van hierdie gemeente nie, die helfte van ons ondersteuningsgroep nie daar sou gewees het nie. So dit is belangrik om mense te ken, om te weet, ek het vriende, ek het mense wat my kan bystaan in die nood. En meer as die helfte ook van die mense wat nie in die kerk is nie, vriende, familie en mense wat my uit my skoene uit verbaas het na vore gekom en ons bygestaan. Ek is vandag dankbaar teenoor Vader vir sy ingrype in ons lewens en hoe dit my siening oor swaar kry verander het, maar ook my siening oor sonde. Dit dra vandag nog by tot die versterking van my geloof in Christus en ek is seker dat elke sonde wat ek permanent oorkom het, die oorsaak is dat die engele om die troon vanoggend dans. Dit het my ook geleer om empatie te hê vir mense wat swaar kry. En ek kan dit vir jou vanoggend sê, of jy op die berg is en of jy in die vallei is, Jesus bly presies dieselfde. Baie dankie. Baie dankie, Susan, Yuri. Ek glo die Here het met jou gepraat vanoggend. Lukas 11:28 sê, meer geseënd is elkeen wat die woord van God hoor en dit gaan uitleef. So mag jy hierdie week die Here se seën beleef, sy teenwoordigheid, sy genade, sy beskerming. Gaan wees kerk daar buite en gaan getuig oor hierdie God se goedheid. Amen.
Hierdie diens is opgeneem en bietjie later vandag kan jy op ons YouTube kanaal daarna gaan kyk, dan sal dit beskikbaar wees. Ek is seker Paul sal vir my sê wanneer dit beskikbaar is, dan kan ek op die groep sê. Paul, baie dankie daarvoor. Hê 'n geseënde week. Ons sien julle weer volgende week. Words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs